Waarom is Jesus uit 'n maagd gebore? Waarom sou God kies dat die verlosser van die wêreld uit 'n maagd gebore word? Hoekom nie net 'n gewone geboorte nie? Hoekom sou die almagtige God iets doen wat vir die mense onmoontlik lyk? Was dit net 'n wonderwerk om mense te beïndruk, of was daar 'n dieper plan? Wat as hierdie een gebeurtenis, 'n jong meisie in 'n klein dorpie, die sleutel is tot God se hele reddingsplan vir die mensdom? Om dit te verstaan, moet ons teruggaan, ver terug, na die begin van die Bybel. Die belofte begin in Genesis. Toe sonde die wêreld binnekom, het alles verander. In Genesis 3:15 gee God 'n merkwaardige belofte. Hy sê dat die saad van die vrou die slang se kop sal vermorsel. Dit is 'n vreemde uitdrukking. Normaalweg praat die Bybel van die saad van die man, die Vader se lyn. Maar hier sê God, die saad van die vrou. Van die heel begin af het God reeds 'n plan gehad. 'n Verlosser sou kom, maar hy sou op 'n unieke manier gebore word, soos wat ons sien in Jesaja. Eeue later bevestig God hierdie plan deur die profeet. In die boek van Jesaja 7 vers 14 lees ons: Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar, en sy sal hom Immanuel noem. Immanuel beteken God met ons. Hierdie was nie net 'n gewone geboorte nie. Dit sou 'n goddelike teken wees. Toe, eeue later, gebeur iets ongeloofliks. In die klein dorpie Nasaret verskyn 'n engel aan 'n jong meisie, Maria. Die engel sê volgens die evangelie van Lukas 1, vers 31 tot 35, sy sal 'n seun baar, en hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Maria vra 'n logiese vraag. Hoe kan dit wees, aangesien ek geen man ken nie? Die antwoord van die engel is die sleutel. Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Hier gebeur iets wat nog nooit tevore gebeur het nie. Nie deur 'n menslike vader nie, maar deur God se krag. Maar hoekom? Die Bybel gee vir ons 3 diep redes wat ons na kan kyk. Eerstens, om die profesie te vervul. God het lank tevore beloof dat 'n maagd sou swanger word. Toe Jesus gebore is, het God gewys, sy woord val nooit. Volgens Matteus 1:22 vers 23 het hierdie geboorte presies vervul wat deur Jesaja gesê is. Tweedens, sien ons Jesus moes sonder sonde wees. Elke mens wat uit Adam se lyn gebore word, dra die natuur van sonde. Maar Jesus was anders. Hy was volledig mens deur Maria, maar van God deur die Heilige Gees. Daarom kon hy die sondelose lam van God wees. En dan sien ons derdens, God het self na ons toe gekom. Jesus was nie net 'n profeet nie. Hy was nie net 'n goeie leermeester nie. Hy was God wat mens geword het. Soos in Johannes 1 vers 14 sê dit vir ons, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die maagd geboorte wys vir ons, redding begin nie by mense nie. Dit begin by God. So, hoekom is dit nog belangrik vir ons? Hierdie waarheid is nie net 'n storie van Kersfees nie. Dit raak elke mens vandag. As Jesus net 'n gewone mens was, kon hy nie die wêreld red nie. Maar omdat hy van God gekom het, kon hy doen wat geen mens kon doen nie. Hy kon die sonde van die wêreld op hom dra. Die maagdgeboorte wys vir ons iets wonderliks. Wanneer mense geen oplossing het nie, bring God 'n wonderwerk. Dink daaraan. In 'n eenvoudige huis, in 'n onbekende dorpie, het God die grootste reddingsplan in die geskiedenis begin. 'n Baba in 'n krib, maar ook die verlosser van die wêreld. Die maagdgeboorte is nie net 'n wonderwerk nie. Dit is 'n boodskap. 'n Boodskap dat God naby gekom het, dat hy ons nie vergeet het nie, en dat deur Jesus Christus redding vir elke mens moontlik is. Die vraag is dus nie net, waarom is Jesus uit 'n maagd gebore nie? Die ware vraag is, wat gaan jy doen met die verlosser wat God vir jou gestuur het? Amen.